Goeiemôre, hartlik welkom op hierdie koue Sondag. Mag die Here vir u ook warmte gee in hierdie erediens vanmôre. Dit is Vadersdag. En ek wil vir al die vaders voorspoed vir die dag toewens. Mag dit julle vrouens julle bederf en die kinders gehoorsaam wees en dat dit 'n mooi dag vir julle sal wees. Ons tema vir vanmôre is God werk byna onsigbaar deur mense. God werk byna onsigbaar deur mense. Ons skriflesing is uit 1 Samuel 8, enkele verse daarvan en in hoofstuk 9. Die opskrif versoek om 'n koning. Toe Samuel oud geword het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Sy eerstgebore seun se naam was Joel en sy tweede seun se naam was Abia. Hulle was rigters in Berseba. Sy seuns het egter nie in sy voetspore gevolg nie. Hulle was op winsbejag ingestel, het omkoopgeskenke aanvaar en het die reg verdraai. Al die oudstes van Israel het toe byeengekom en na Samuel in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword en u seuns volg nie in u voetspore nie. Stel dan nou vir ons 'n koning aan om ons te rig soos dit by al die nasies is. Dit was egter verkeerd in die oë van Samuel, dat hulle dit gesê het. Gee vir ons 'n koning om ons te rig. Samuel het toe tot die Here gebid. En die Here het vir Samuel gesê, luister na die volk in alles wat hulle vir jou sê. Want dit is nie jou wat hulle verwerp nie, maar my wat hulle verwerp, om oor hulle koning te wees. Dit stem ooreen met al die dade wat hulle gedoen het, van die dag dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe. Hulle het my verlaat, en ander gode gedien. Presies so maak hulle ook nou met jou. Luister dan nou na hulle, maar jy moet hulle ernstig waarsku en aan hulle die regte verduidelik van die koning wat oor hulle gaan regeer. 1 Samuel 28:22 Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet voor ons uittrek en ons oorloë vir ons voer. Samuel het al die woorde van die volk geluister en dit aan die Here voorgelê. En die Here het vir Samuel gesê, luister na hulle en stel vir hulle 'n koning aan. Samuel het daarna vir die mense van Israel gesê, gaan elkeen dan nou na sy stad toe. Dan in hoofstuk 9, 1-3, salwing van Saul as koning. Daar was 'n man uit Benjamin. Sy naam was Kis, 'n seun van Abiel, seun van Seror, seun van Bekorath, seun van Afeag. Hy was Benjamiet, 'n vermoënde man. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul, 'n mooi jong man, en onder die Israeliete was daar niemand aantrekliker as hy nie. Hy het kop en skouers uitgestaan bo die hele volk. Nou die donkiemerries van Kis, Saul se vader, het soek geraak. Kis het vir sy seun Saul gesê, neem een van die handlangers saam met jou, maak self gereed en gaan soek die donkiemerries. In 14 en 19, hulle het toe na die dorp opgegaan. Terwyl hulle die dorp binne gaan, kom Samuel juis in hulle rigting uit,
om na die offerhoogte op te gaan. Die Here het dit 'n dag voor die koms van Saul aan Samuel bekend gemaak en gesê: "Môre, teen hierdie tyd, sal ek 'n man uit die landstreek van Benjamin na jou stuur. En jy moet hom salf as 'n leier oor my volk Israel, sodat hy my volk kan verlos uit die hand van die Filistyne. Want ek het my volk raak gesien, ja, hulle hulpgeroep het my bereik." Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom verseker: "Hierdie is die man van wie ek vir jou gesê het. Dit is hy wat oor my volk beheer sal uitoefen." Saul het Samuel in die dorpspoort genade en gevra: "Sê asseblief vir my, waar is die siener se huis?" Daarop antwoord Samuel toe vir Saul en sê: "Ek is die sienaar. Gaan voor my op na die offerhoogte en eet vandag saam met my. Ek sal jou môreoggend wegsien en oor alles wat op jou hart druk vir jou duidelikheid gee." Die kok het die skenkel en die vleis daarin opgetel en dit voor Saul neergesit. Toe sê Samuel: "Kyk, wat uitgehou is vir jou neergesit. Eet dit, want dit is vir hierdie geleentheid vir jou gebeure. Al van dat ek gesê het, ek nooi die volk uit." Saul het toe daardie dag saam met Samuel geëet. God werk byna onsigbaar deur mense. Kyk, daar in die dorpsplein van Berseba is daar 'n betoging. En hulle roep uit: "Gee vir ons 'n nuwe regering. Ons soek 'n koning wat oor ons regeer. Gee vir ons 'n nuwe regering," betoog hulle al van vroeg af al. 'n Afvaardiging word toe na Samuel in Rama gestuur. En hulle konfronteer Samuel. Hulle sê vir hom: "Kyk, u het oud geword en u seuns volg nie in u voetspore nie. Stel dan nou vir ons 'n koning aan om ons te rig, soos dit by al die nasies is." Sy seuns het egter nie sy voetspore gevolg nie. Al het hulle sulke mooi name gehad, soos Joel, die Here is God. En Abia beteken, die Here is Vader. Maar hulle leef dit nie. Nou sê die leiers vir Samuel: "Hulle is net op selfverryking ingestel. Hulle leef presies die teenoorgestelde as wat hulle name sê." Ek dink dit moes groot skok vir Samuel gewees het. Want hy was 'n godsman. Toe God hom geroep het, hy daar in die tempel, het die Here hom 3 maal geroep en die 3de keer het ek sê: "Hier is ek, Here." En hy het vir die Here geleef. En nou wil hy hê sy kinders moet sy voetspore volg. En daarom gee hy vir hulle die pragtige name. Maar sy kinders leef dit nie. Hy moet hoor. Hulle aanvaar omkoopgeskenke. Hy moet hoor, hulle verdraai die reg. Hulle pleeg bedrog. Nou wat aanleiding tot hierdie situasie gegee het, was vrees. Want in Berseba en in Israel het die Filistyne oor die grense gekom, hulle huise geplunder, hulle huise aan die brand gesteek. En hulle was radeloos. En nou kom hulle na Samuel. En hulle moet vir Samuel sê: "Jou kinders help nie. Jou kinders volg nie jou voetspore nie." Ek ken ook dierbare ouers wat so vir die Here geleef het, maar hulle kinders volg ook nie die Here nie. Maar hierdie mense is moeg gevrees. Hulle was moeg vir die situasies. Ons vra 'n nuwe regering. Ons vra dit dat koning oor ons aangestel word. Ons kan nie met hierdie 2 seuns van jou aangaan nie. Want hulle doen nie wat hulle moet doen nie.
Nou gaan Samuel kla by die Here. Hy sê, hy bid, hy sê, ag Here, dit is nou die situasie. Die Here sê vir hom, Samuel, jy moet nie so kleinserig wees nie. En die Here sê vir hom, Samuel, jy neem die goed te persoonlik op. Want dit is nie teen jou wat hulle opstaan nie. Hulle staan teen my op. Maar wat jy nou moet gaan doen, gaan sê vir hulle kan 'n koning kry, en sê vir hulle wat die implikasies van so 'n koning sal wees. Nou, toe ek dit gelees het wat die implikasies daarvan is, kon ek dit net so wel vandag gesê het. Want dit hou so verband met hoe dit vandag ook met ons gaan. En so het Samuel vir hulle gaan sê. Maar hierdie mense is so verblind deur hulle situasie, dat hulle nie luister na wat Samuel sê nie. En Samuel gaan kla weer by die Here. Hy sê, Here, ek moet nou met onverrigter sake terugkom. En die Here sê vir hom weer, Samuel gaan sê vir hulle kan hulle koning kry. Maar Samuel kry moeilik daarmee. Weet jy hoekom kry hy moeilik daarmee? Want hy is betrokke. Jy sien, 'n mens kan makliker na God luister as dit oor ander mense gaan. En vir ander mense sê wat God wil hê. Maar wanneer dit oor jou eie gaan, wanneer dit jou eie familie is, jou eie gesin is, jou eie vlees en bloed is, raak dit moeiliker as dit jou huis raak. So Samuel kry dit moeilik om dit te doen. En hy gaan na buite en hy gaan praat met die volk. En hy sê nie presies wat die Here gesê het nie. Al wat hy vir hulle sê, gaan huis toe. Nou, is God se hande gebind, nou dat sy aangestelde Samuel, die gehoorsame kind van kleins af, nie doen wat hy sê. Is God gebind aan Samuel? Nee, hoegenaamd nie. Want as jy omlaai na hoofstuk 9, is daar 'n ander toneel wat hom afspeel. En daar lees ons van kus. Ons moet kus. En dan begin hy eers deur die geslagsregister van kus te gee. Nou in die Bybelstudie 3, Bybelskoolstudie 3, het ons juis oor die geslagsregister gepraat. En daarom sal jy nou verstaan as jy dit lees, hoekom begin hy met die geslagsregister. Maar hy het 'n seun gehad, Saul. En die was mooi en lank en mooi en goed, groot en sterk. Mense sou sê, hy was gereeld by die gym elke dag. Maar Kis, sy donkies raak weg. En Kis is 'n vermoë man. En donkies is deel van jou rykdom. Want donkies is jou pakdier, maar donkies ook jou rydier. En nou sal jy vir my vra, nou wat het die donkies te maak met die konflik tussen Samuel en die inwoners van Israel? Wat het er daarmee te maak? Op die oog af sal jy vir my sê absoluut niks. Maar jy sien, Kis vra vir Saul, sy seun en die slaaf, om hierdie donkiemerries te gaan soek. En nou het Saul hulle gesoek. Na 'n paar dae is hulle moeg. En Saul wil nou moed opgee. Kos is ook klaar. En hy sê, my pa gaan oor ons worry, want wat het nou van ons geword? Kom ons draai ons gaan huis toe. Nee man, sê die slaaf. Hier's 'n siener. En ons moet met hom gaan praat. Ons gaan vra hom. Interessant, né? Die slaaf weet van die siener, maar Saul weet niks van die siener af nie.
Nou waar kry mense hierdie sieners in die dorpie? Want Saul stem toe in, nou goed, ek luister na my slaaf, kom ons gaan sien die siener. Nou waar kry ons die siener? En terwyl hulle so na die dorpie toe loop, kom hier klompie jong vroue om water te gaan skep. En hulle vra vir hierdie vroue, waar gaan ons die siener kry? Hulle sê, jy gaan kry, hy's nou net uit die herberg uit, op pad na die offerhoogte toe. Julle sal hom kry, gaan stap net. En so loop hulle die siener in die dorpie raak. En wie is hierdie siener? Niemand anders as Samuel. Hy is nou weer die gehoorsame Samuel. Hy sê, die Here het dit 'n dag voor die koms van Saul aan Samuel bekend gemaak en gesê, môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die landstreek van Benjamin na jou stuur. Jy moet hom salf as leier oor my volk Israel, sodat hy my volk kan verlos uit die hand van die Filistyne. Want ek het my volk raak gesien, ja, hulle hulp geroep, het my bereik. En nou Samuel weer die gehoorsame kind. En Samuel gaan verder, hy nooi Saul uit vir die ete na die offerhoogte. En hy laat goed vir Samuel vir Saul uithou. Daardie spesifieke kos wat vir die priesters bedoel is. En hy sê vir Saul, ek sal met jou behulpsaam wees met alles wat op jou hart druk. En moenie hoe meer worry oor die donkies nie, hulle is alright. Wat het dit alles met God te doen? Sien, God moes Samuel en Saul by mekaar uitbring. Want hulle het mekaar nie geken. Saul nie eens geweet van die siener. Nou moet God baie draaie loop om die twee by mekaar uit te bring. God moes Samuel gereed maak vir sy ontmoeting met Saul. En aan die ander kant het God ook so gewerk dat die slaaf met Saul saamgaan, want hy ken die profeet. As Saul moedeloos raak en wil omdraai, dan is hy die slaaf die een wat vir hom sê hy moet aanhou. Dat meisies moes gaan water haal wanneer Saul en die slaaf opdaag op pad na die dorpie. En dat Samuel nou so gasvry is en hom priesterkos gee, hom as priester verwelkom. Later sal hy in die volgende hoofstuk hom as koning salf. En nou sê die skrif, God doen iets aan die ellende probleme waarin Israel en sy mense verkeer. Hy hoor hulle geroep na hom. So om hierdie probleme op te los, het God nie engele gestuur. God het nie donderstorm oor die Filistyne gebring en met 'n bonatuurlike werk of 'n wonderwerk vernietig nie. Maar God roep gewone mense. En hy gebruik gewone dinge. Samuel wat sy persoonlike belang en voorkeure moet oorkom. En hy tyd nodig gehad om dit te doen. Om weer sy roeping te besef. En aan God gehoorsaam te wees. Toe hy Saul ontmoet, as hy weer die ou gehoorsame Samuel. Hy moes oorkom. En partykeer gebeur daar sulke onbenullighede, soos iemand wat nie sy werk doen, en die donkies laat afdwaal, in plaas van oppas, of die hek ooplaat, dat die donkie Mary's rigting kry nie. Of soms moet 'n mens net na 'n slaaf luister. Minder belangrike mense, wat God gebruik om jou te help. God is nie die een vir groot
koerantopskrifte. Of moet op die televisie verskyn. Of een wat sy eie YouTube kanaal het nie. Hy werk byna onsigbaar. Dat jy hom nie altyd raak sien nie. Soos toe Jesus, 'n houtwerker van Nasaret, daar by Nathanael kom, toe sê Nathanael, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? So onherkenbaar, dat net geloof hom raak kan sien, as die Seun van God. In Latyn is daar 'n woord, incognito, wat beteken nie herkenbaar. En so werk God baie keer, incognito. Nie altyd maklik herkenbaar nie. Maar hy werk in klein dingetjies, soos om water te gaan haal, of om donkies te gaan soek. Hy werk doodgewone gebeure, deur doodgewone gebeure, en doodgewone mense, soos ek en jy. Amen. Here, dankie, dat ons ook altyd in die groot goed na U, terwyl U deur klein dingetjies, soms onbenullige dingetjies, goed wat ons nie eens opmerk, wat ons sê dis per toeval, werk U. Amen.